Uiteindelik staan ek in lewende lywe voor julle. Prys die Here. As die tegnologie net ons saam trek. Sommer toe sy die geleentheid kom deel het, ek sê vir julle baie dankie, ek waardeer dit. En dan vir elkeen wat 'n aandeel gehad het om ons hier welkom te laat voel, ek waardeer elke dingetjie wat julle vir ons gedoen het. Elke klein dingetjie was die kleinste dingetjie gewees, ons het regtig waardeer dit uit ons hart uit. En ek het vanoggend vir Enrico gesê, ons voel bietjie meer as welkom, ons voel nou al bietjie tuis. 'n Deel van die gemeente. Baie dankie vir alles wat julle vir ons gedoen het. Hierdie was 'n lang pad vir my gewees self. Hierdie is natuurlik my eerste gemeente. En vanoggend is dis vir my 'n groot dag in my bediening en lewe. So ek vier dit saam met julle. Nou die familie van God waar ons kan deel wees. Amen. Met voorbereiding van my woord was daar 'n oomblik wat hierdie ding net by my opgekom het en ek wil dit graag met jou deel vanoggend. Met voorbereiding het ons op die punt kom waar ons besef het ons kom Randfontein toe, het ons met mense gedeel en ons het soveel seën ontvang, mense wat oor ons lewe goed gespreek het, alle seëninge en alle goeie woorde, maar daar was ook negatief gewees. Mense wat sê, gaan jy Randfontein toe? Wat wil jy in daai plek gemaak? En ek het negatief goed gehoor. En met voorbereiding herinner die Here my aan die woord wat oor hierdie gemeente gespreek is, Jesaja 43. Die Here wil iets nuuts doen. En ek sê vanoggend nie net as wat ek dit sê nie, maar ek wil vir jou sê dis wat die Here vanoggend sê. Hy kanselleer elke negatiewe woord wat oor Randfontein gespreek is. En oor elke mens wat hier bly. Amen. Want God gaan iets nuuts doen. Amen. Amen. Prys die Here. Jy kan so lank in Filippense 2 te blaai as jy jou Bybel het, as jy jou app het, dan kan jy jou app toe, Filippense 2. Ek het net vinnig 'n videoetjie wat ek vir jou wil speel. Vanoggend, as jy net vinnig daar kan kyk. In 1963 lewer Dr. Martin Luther King hierdie toespraak. Nou baie van die jonger geslag het dit nog nooit gehoor het nie, maar ek dink van ons ouer mense weet dit, of het dit al gesien of beleef. En die groot ding wat my gevang het toe ek hierdie sien op 'n stadium en toe ek voorberei het, was gewees dat God het 'n droom. En het my gewonder, wat sou God sê as hy daar op daai verhoog moes staan om sy toespraak te lewer? Wat sou hy gesê het, I have a dream? Wat sou in sy toespraak gewees het en vasgevat gewees het?
Waaroor droom God? En ek glo vanoggend is dit wat ek met jou wil deel. Wat is God se droom? En wat is God se droom vir antwoordheid? Nou in hierdie stadium waar Dr. Martin Luther King hierdie boodskap gelewer het, was dit 'n soeke na verandering, na beter omgewing, na beter omstandighede. As ons kyk na ons huidige situasie waar ons self bevind in die lewe, sien ons dat tegnologie vooruitstel van die spoed van lig. Dinge verander, die mediese wetenskap, nuwe uitvindings wat kom, dit lyk of ons ergens heen op pad is. Maar tog, as ons na die samelewing kyk, as net so 'n bietjie inzoom, dan lyk dinge nie so wonderlik. En ons sit in 'n situasie, ons kyk na ons samelewing, ons sit in 'n situasie waar dit 'n negatiewe ervaring partykeer is in ons generasie, wat ons osself bevind. En nou kom Paulus en hy skryf vir ons hier in Filippense 2 die volgende. Hy skryf Filippense 2 vers 12 tot 16 sê hy, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Wat interessant is dat Paulus skryf hierdie brief aan Filippi, die gemeente wat in die stad Filippi sit. En die stad Filippi was in die noordooste van Macedonië, en dit was 'n besige stad. Hulle was onder die Romeinse ryk gewees, en elke burger wat van Filippi gewees het, het ook 'n Romeinse burgerskap gehad. So hulle was onder die Romeinse ryk geleef. Dit was die dag se regering wat op bewind was oor hulle. Maar ook daarmee het gekom 'n kultuur en 'n omgewing van leef wat die hele heidendom ingesluit het. Daar was afgoderry gewees. En ook was hulle gebombardeer met valse leerstellings. En dit is die gemeente aan wie Paulus hierdie brief skryf. Aan die Filippense in hierdie omgewing en konteks. En wanneer ons vandag na ons vandagse situasie kyk, hoe dinge lyk en ons omgewing waar ons onsself bevind, en dat ons werklik onsself eintlik, soos vers 15 dat hy skryf is, te midde van 'n krom en verdraaide generasie onsself bevind, voel dit of Paulus vir ons hierdie brief skryf. Dit voel of ons eintlik self hierdie woorde aan onsself kan toeëien. Want as ons kyk hoe die huidige situasie lyk, hoe omstandighede lyk, as jy hoor wat in die wêreld aangaan, dan sê ons maar, ons sien 'n krom en verdraaide generasie. Ons sien dat vandag het jy 'n keuse wat sy geslaghewel is. Ek het gedog jy ontdek het as jy klein is. Dis waarmee ons sit vandag. Ons kinders word blootgestel in skole, Christenskole, aan al hierdie gemors. En wat moet ons hiermee maak? Die woord krom is die Griekse woord skolios. Nou dis presies waar ons die siekte kry, skoliose van die ruggraat. Het julle dit al gesien? Waar ruggraat lyk soos 'n S. Dis waarna dit verwys. Dit beteken om af te wyk van die standaard. Is 'n generasie wat krom in terme van waarheid en deeg is. En die woord verdraaide daar is die woord diastrefo, wat beteken om te verdraai. Waar ek die leuen of die waarheid verander vir die leuen. Ek verdraai die waarheid sodat dit my pas. En dit is waar ons onsself bevind.
So nou kom die vraag. Die vraag is dan, is ons besig om suksesvol te wees in wat ons moet bereik? Is ons besig met die regte dinge? Is ons besig dalk met 'n godsdienstige denkpatrone en aktiwiteite? Is ons besig om ons eie klein koninkrykie te bou? Ons eie denominasie nie besig te hou? Waarmee is ons besig? En as ons môre in die deure van Groen Weivelde moet sluit vir die laaste keer, wil ek jou dit vra, gaan Randfontein weet, Groen Weivelde is nie meer hier nie. Is jy hier? Amen. As ons kyk na godsdiens is die aanbidding van 'n godheid deur 'n stel oortuigings wat uitdrukking gegee word deur 'n stel rituele gebruike, seremonies wat 'n sektariese onderskeiding in groep produseer. As ons baie keer kyk na die kerk, dan wil dit amper saak. En ek praat oor die geheel, die kerk van Jesus Christus. Ek praat nie net vanoggend van Groen Weivelde. Ek praat oor die algemeen. En wat interessant is dat wanneer jy gaan 'n search doen op Google oor religions, godsdienste, dan is Christendom een van hulle. Interessant. En jy begin wonder, waarmee is ons besig? Jy sien, in godsdienst is ons besig om vir dieselfde mark te kompeteer. Ons probeer net mense kry om by ons godsdienstgroepie aan te sluit. En daarom sal jy gaan sien dat godsdienste met mekaar striweling het. Ons is op kompetisie met mekaar. Ons probeer ons klap groter kry. En so, op die einde van die dag moet ons vra, dat daar sekere donker denkpatrone in ons gedagtes ingesluit. Hier donker Afrika tussen ons ore. Kan dit wees dat ons besig is met 'n godsdienstige denkpatrone en godsdienst? Want Christendom is ons identiteit. Wat vul jy op die vorm in? Wat identiek jy? Waar los ek myself? Kan jy nog besig wees met goed wat nie belyn is met God se woord nie? Ons het Jesus Christus in godsdienst net 'n beginsel gemaak waarvolgens ek leef. Want volg net stap 1, 2, 3 en dan gaan jy sukses wees. Doen net hierdie goetertjies. Die Bybel sê jy moet 1, 2, 3 doen. As jy kan. En dis wat ons voorhou. In plaas van dat ons wat Handelinge 17 sê, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. Jesus is 'n persoon deur wie ek leef. Dis hoe ek leef. Wat interessant was, is dat die woord Christen net slegs 3 keer voorkom in die Nuwe Testament. En 2 keer van daai 3 keer is dit die wêreld, die ongelowiges, wat die gelowiges Christene genoem het. So die wêreld, die ongelowiges, het aan die gelowiges 'n identiteit begin gee wat God hulle nie gegee het nie. Want wanneer jy iets 'n naam gee, gee jy hom identiteit. En hulle het vir ons identiteit gegee en ons sukkel om hierdie ding uit te leef, identiteit in 'n natuur uit te leef wat nie van God afkom nie. En ons wonder, hoekom sukkel ons? Hoekom moet ons nie oorwinning in ons lewe wat ons soek? Want in Handelinge 11:26 sê hy, en hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. En in Antiochië, wat gebeur het, was hierdie mense van Antiochië was lief om spotnaampies vir goed te gee.
So dit is eintlik 'n verkleinerende woord wat aan die gelowiges gegee is. Hulle het eintlik met hulle spot gedryf om hulle Christene te noem. Hallo? Skud ek julle 'n bietjie? Nou wil ek jou vra, mag ek jou teologie of jou denke so 'n bietjie skud vanoggend? Gee julle my toestemming? Mag ek? So jy gaan nou nie klippies gooi as ek dit nou gedoen het nie. Is julle reg? Is God 'n Christen? Is Jesus dalk 'n Christen? Is die Heilige Gees dalk 'n Christen? So nou kom ons onsself Christen. Hallo? Jy sien, dis in die wêreld ons Christene genoem. Want God bring nie voor na homself. Hy kan nie iets anders te voortbring nie. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, maar mamma en pappa bymekaar bring 'n seentjie of dogtertjie mens voor. Iemand anders het dalk 'n hondjie gekry het. So God kan net voortplant na homself. So wat het hy voortgebring? Seuns van sy koninkryk. So met ander woorde, ons moet ons identiteit verander, ons moet 'n kopskuif maak in hoe ons dink oor onsself en waarmee ons besig is. Ons kan ons eintlik nie meer self 'n Christen noem nie, want dis nie wie God ons gemaak het nie. Ek kan nie meer besig wees met godsdiens nie, want dis heeltemal buitekant dit wat God vir ons beplan het. Nou waarmee moet ons besig wees? God het ons nie tot 'n godsdiens geroep nie. Hy het ons weergebore in sy koninkryk, wat ons burgers van die koninkryk gemaak het. Deel van 'n gemeenskap en 'n volk met 'n koninkryk kultuur, ingesteldheid, denkpatrone en manier van leef, sy manier van dinge doen en optree, 'n koninkryks manier van leef. Nou dit klink bietjie anders. Dit klink of ek besig is met iets anders te doen. Ek is nie besig met 'n godsdiens nie, ek is besig met 'n lewe. En so koninkryk, as ons kyk na wat Jesus gedoen het toe hy die eerste keer arriveer het in sy eerste preek, kom sê hy, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Is dit wat hy gesê het? Is dit net my Bybel? Almal se Bybel? Almal dieselfde? Bekeer julle. Want hier's 'n ander manier van leef wat op die toneel verskyn het. Daar's 'n ander manier van leef en optree. Hy kom in Markus 1 vers 14 tot 5 sê, hy sê, nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul. Wat beteken die tyd is vervul? Dis nou hier. 2 April het nou aangebreek. Hier's ek. Is julle met my? En die koninkryk van God het naby gekom. Dis hier. Bekeer julle en glo die evangelie. Hoekom kan ek dit glo? Want dis waar. 2 April het aangebreek. Ek is nou hier. Jy hoef nie met te wonder nie. Ek is ingetrek. Ek is nou ook 'n randfontein. Maar Jesus het gekom. Hy was hier, ons het vanoggend gevier. Die koninkryk het gekom. Ons hoor soveel keer, net die koninkryk gaan gekom, jy nou gaan die sweet baie en baie, al hierdie goeders wat ons kom, maar die koninkryk is reeds hier. Dit het gekom. Jy sien die gehad, hoekom hulle Jesus gemis het, want hulle het gewag vir 'n koning wat gekom het, sy koninkrykie, sy kasteeltjie gaan opsit en alles, en die Romeinse ryk gaan omverwe. En dis die visie wat hulle gehad het. En is ongelukkig so dat ons baie keer in die kerk maar dieselfde visie sit, ons wag net vir God om te kom, sy koninkrykie ergens in Jerusalem te kom opsit, dat hy net kan regeer, dat hy net kan ontslae raak van hierdie gemors waarmee ons osself bevind. Want die koninkryk is hier. Nou, hy kom nie nog, hy is reeds hier. Die woord
regeer is die woord metanoia wat beteken om begin om anders te dink en anders te leef. Met ander woorde, ek kan nie meer dink soos ek vroeër gedink het en geleef het nie. Ek moet nou verander. Dan moet dinge anders te gedoen word. My optrede moet anders te lyk. Jy sien, in godsdienst ons lede in die koninkryk kry ons burgers. Jy sien, ons is nie die ou kerkie gejoin. Ek is net 'n lid by daai kerk. Maar God sê jy's 'n burger. Beteken iets anders te. Dit praat iets van jou identiteit. Dit praat van hoe ek optree. Dit praat van hoe ek dink en dinge doen. Jesus het nie 'n godsdienst begin nie. Hy het ook nie een aangesluit nie. En ons sien baie keer Jesus het na sinagoge toe gegaan op die Sabbat as 'n gewoonte. En nou dink ons Jesus was so godsdienstig gewees. Kom ons volg die voorbeeld. Nee, sinagoge beteken plek van samekoms. En dis eintlik wat hierdie gebou moet wees, dis die plek van samekoms van die koninkryksburgers van God. 'n Gemeenskapsentrum vir die koninkryk. En so Jesus het so toe gegaan, want dis waar die mense was. Om sy boodskap van die koninkryk te gaan verkondig, om hulle te gaan gee. Dis hoekom hy gegaan het. En so wanneer ons nou kyk na die koninkryk, dan sien ons dis 'n land wat deur koning regeer word. Nie regering nie. 'n Koning. Met al die komponente van 'n volk en nasie. En die koninkryk is 'n grondgebied waaroor die koning regeer. Hierdie grondgebied. Ek en jy is die grondgebied waaroor hy heers. Koninkryk is 'n teokratie. Teokraties. Dis nie 'n demokrasie. Ons gaan nie daaroor vote nie. Die koning se woord staan. Dit wat die koning gesê het, volg ons. Dis nie soos ek het like nie. Maar dit wat hy sê, geld. Teokratie is deur twee woorde saamgevoeg in dit woord theos, God, en krateo wat beteken om vermoë te hê, om die hoof te wees, om te regeer, om eienaarskap te neem, om in die hand te hou en om te versorg en te beskerm. Klink dit nou iets wat jy wil deel is? Sorg die regering vir sy mense op hierdie stadium? Nou weet dat die koninkryk nie dit is nie. Want die koning besluit hoe dinge gebeur. Daar word nie gewout of dit gaan werk of nie, of ons dit daaroor voel nie. Die koning besluit daaroor. Jy sien, maar die meeste van die mense het Jesus ontvang net as redder en verlosser. As ons dink aan die Afrika-kontinent, waar die meeste geëvangeliseer is, met die goeie nuus van die verlossing in Jesus Christus, kom lyk die plek dan nog steeds soos wat hy lyk? Is dit ook moontlik dat ons 'n halwe goeie nuus gedeel het? En in plaas van die nuus van die koninkryk, wat dit insluit. In die koninkryk noem ons die koning die Heer. Dis 'n aanspreekvorm, soos wat jy my gaan pastoor noem. Dis 'n aanspreekvorm, is nie 'n godsdienstige titel wat ek aan Jesus gee nie. Hy is Heer. En ek weet nie of julle al hierdie movies gekyk het waar dit die koninklike goeders, dan kom daai soldaat daarin en hy kom en hy kniel voor die koning en hy sê, my Lord. Het julle dit gesien? Dit is die prentjie wat hierdie woord beteken, Heer. Dis nie maar net 'n gebedsanspreekvorm, Here nie. Met wie praat ek? Dit mag dat jou gebedslewe so 'n bietjie verander wanneer jy op jou kniegies gaan en jy sê, Heer. Jy praat met die koning. Die woord Heer beteken hoogste gesag en autoriteit. Dis met wie jy praat. So
So jou probleem, jou siekte, jou wat ook al, wanneer jy voor daai troon staan en hom aanspreek as Heer, dan beteken dit, dis hoër gesag is daai siekte, jou toestand, jou omstandighede. Dis wie jy is. Dis waarvan God jou kom deel maak het, nie van 'n godsdiens nie, van 'n nuwe lewe, waar jy aan 'n koning allegiance geslaan het. Jy het jou lewe aan hom kom gee as jou koning. Dit praat van 'n ander perspektief van leef. Dinge wat ek gaan doen, wat ek voorheen net nou doen ek maar wat ek lus is. Nee. Dit verander 'n paar dinge in my lewe bietjie. So die groot ding is, ons moet binne in die koninkryk kom. Want die wêreld daar buite is nog nie in die koninkryk nie. En in Matteus 18 vers 1 tot 4 sê hy, in daardie uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus 'n kindjie na hom toe en laat hom in hulle midde staan en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, en hy is die grootste in die koninkryk van die hemel. Die disippels het nog 'n posisie gesoek. Soos net by die stoel langs die koninkryk gesit. Net 'n goeie posisie kry. Maar Jesus sê, jy moet soos 'n kindjie word om in die koninkryk in te gaan. Dit wil sê, jy moet jou titels en al die goeders gaan neersit en wegvat en instap soos 'n kindjie met niks nie. Dis hoekom Jesus sê, die ryk ou gaan nie in die koninkryk kom nie. Because he's a self-made millionaire. Ek het gehoor van daai ouens. Ek het myself gemaak. Maar die koninkryk kan jy nie inkom as dit jou attitude is nie. Jy gaan nie aankom nie. En die tweede ding is dat ons moet wedergebore word. Johannes 3 het Jesus 'n gesprek met Nikodemus en dan sê hy vir hom, jy gaan nie die koninkryk sien en jy gaan nie ingaan as jy nie wedergebore is nie. Hoe word jy 'n burger van 'n land? Jy moet daar gebore word. So wat het met ons gebeur toe ons wedergebore is? Burgers van die koninkryk geword. Kan jy nou verstaan hoe goed jy wedergebore word? Nie net om redding te ontvang nie, maar om iets te word, 'n burger van God se koninkryk, waaronder jy onder 'n koning leef, met sy manier van optree en leef. In Efesiërs 2 vers 19 sê hy, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Kyk na die ou langs van hom en sê, hallo jou medeburger. Jy's 'n medeburger van die koninkryk, jy's nou 'n vreemdeling in die wêreld. Dis waar jy 'n vreemdeling moet wees, nie in die koninkryk nie, jy's 'n burger van die koninkryk. En so die koninkryk om burger te word, in Lukas 17 vers 20 tot 1 sê hy, en toe hy deur die fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne. So nie net word ek burger as in die koninkryk in te kom nie, maar ek moet ook burger word waar die koninkryk in my kom. Was jy al, het iemand al gaan toer oor see in 'n ander land? Het jy vreemd gevoel? Het jy al gesien 'n toerist wat by ons las toe kom, jy was nie 'n klou wat hy aangaan. Braaivleis, wat's dit? Biltong. Dat is vreemd. Dis hoe jy in die wêreld moet wees. Want jy kom van 'n ander land af, jy kom van die koninkryk van God af. Die wêreld moet vir jou vreemd wees.
steeds burgers in die koninkryk. Toeriste in die koninkryk. En ons ervaar nie die volheid van die koninkryk nie, want dis wat ons is, 'n toerist in die koninkryk, maar ons ken die wêreld. In plaas van dit om te draai. 'n vreemdeling in die wêreld, maar 'n burger van die koninkryk. Want ek weet hoe werk hierdie plek. Ek verstaan biltong en braai. So die koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dit werk nie op 'n wêreldse koninkryk manier nie. Hier en daar het ons vergelykings. Maar as ek wil weet hoe werk die koninkryk, kan ek nie kyk na 'n aardse koninkryk om dit te verstaan. In Johannes 18 vers 36 sê Jesus, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie, maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Want die koninkryk van Jesus oortref die wêreld. Hy kry nie sy krag, sy oorsprong, sy uitbreiding van hierdie wêreld nie. Dit werk nie soos 'n wêreldse koninkryk, wat ek 'n grondgebied moet gaan inneem, mense moet verslaan, dat ek iets kan vestig nie. Sy koninkryk is 'n ewige koninkryk, wat nie fisies is nie, maar in die harte van mense. En sy koninkryk kan dus nie omvergewerp word nie, of selfs oorgeneem word nie, want dit is nie 'n fisiese koninkryk nie. En daarom kan die regerings van hierdie wêreld doen wat hulle wil, maar die koninkryk van God gaan nog steeds staande bly. Amen. Great. Nou, maar dit is fondasie. Dis 'n great inleiding nie. Kom ons in Handelinge 2 en ons kry 'n werkende model van die koninkryk van God, waar die nuwe te midde van die ou gebore word. In die ou Jerusalem ontstaan daar 'n nuwe Jerusalem, waar God uit 'n gebou uittrek binne 'n volk, en te midde van mense, van omstandighede, hulle self bevind, met die koninkryk binne hulle. En so, ek het nou vanoggend gereël, waar is daai kaartjies uit? Dit is genoeg. Kom ons kyk of ek kan gou uitdeel. So ons vind onsself met 'n gemeenskap van koninkryk burgers. Maar nou vra ek, dink julle daar was teenstand gewees? Hierdie nuwe wat hulle teenstand gehad het? Van wie het hulle die grootste teenstand gehad? Kan dit dalk die godsdienstige stelsel gewees het van die dag? So dink jy as ons as koninkryksburgers begin inbeweeg waar ons osself bevind goeders, dat daar geen teenstand gaan wees nie? Dat alles moet net lekker gaan? Dat ander godsdienste of selfs die Christendom ons nie gaan aanvaar nie? Skud ek jou teologie vanoggend? Ek is jammer. Maar ek wil hê jy moet in die waarheid van God se plek begin leef. Ek wil hê ons moet klaarmaak met kerk speel. Ek wil hê ons moet klaarmaak met godsdiens besig wees en besig wees met dit wat God se doel is vir hierdie aarde, vir Randfontein. En
En dat ons nie net besig wees is met ons visie en ons missie nie, maar dat ons sal inskakel by God se visie en sy missie en betrokke raak by dit. En ons lewe uitverkoop heelhartig. Besig wees met God se doel vir hierdie plek. Amen. Wen ons. Ek het nog nie gekry nie. So dit wat ek vir jou vanoggend gee, is 'n paspoort. As jy staan voorop, as jy voorop die prentjie kyk gaan voorop, as jy staan bo staan paspoort, en dan is die wapen daarop, Koninkryk van God, Kingdom of God, en onder dit staan burger. Hoekom 'n paspoort? Hoekom nie 'n ID nie? Want jy is 'n vreemdeling in hierdie wêreld van die Koninkryk van God. Amen. Nou sal jy sien as jy hom oopmaak op die linkerkant, is daar 'n skrif. Nou daai skrif kon nou nie almal se paspoortfotootjies inkry nie. So ek is nou jammer daar dat ek nou nie jou fotootjie daar kan plak nie. Maar vanoggend wil ek hê jy moet sien wat is jou paspoortfoto. Hierdie is wat God jou vanoggend noem. Nie die buitewêreld daar buitekant ongelowiges of iets nie, dis wat God jou vanoggend noem. Nou lees saam met my. 1 Petrus 2 vers 9 tot 12, maar julle is 'n uitverkore geslag. Klaar voel ek special. Ek is uitgekies. So weet vanoggend jy is gekies. 'n koninklike priesterdom. 'n heilige volk. Goeiemôre julle volk. 'n volk as eiendom verkry. Om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Geliefdes, jy is geliefd vanoggend. Soos jy gewonder het iemand my lief? Dis wat God vanoggend vir jou sê, geliefde. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge van waar? Waar is jy 'n vreemdeling? Kom met jy 'n paspoort vanoggend? Om julle te onthou om van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werk wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. Daar's jou paspoortfoto vanoggend. Dis wat God jou noem vanoggend. Net 'n sekonde gee, besef jy dis wat hy jou noem. En ek het eintlik dis geen reg om myself enigiets anders te noem. Ek kan nie meer gesê, ag, ek het 'n arme ou wurmpie. Ek kan nie meer dit noem nie. Dis wie my God en my koning my noem. Dis wat hy sy burgers noem. Dis wie jy is. Gaan leef dit nou. Gaan wees 'n geliefde. Gaan wees 'n koninklike priesterdom. Wees iemand wat gaan bedien daar buite. Wees iemand wat die lig
inbring in jou omstandighede, in jou omgewing, by jou werk, by jou skool. Wees hierdie. Wees dit. Te midde van 'n verdraaide en krom generasie, skyn ons soos ligte van die koninkryk. So kom het God ons dan te midde gesit, want ons soveel mense sê vir my, ag, as Here my net nie kan wegvat, ek kan nie meer hierdie gemors vat nie. Dis om 'n alternatiewe gemeenskap te wees tussen mense rondom ons. En wanneer jy het gaan wees, gaan mense nie weet om jou te hanteer nie, want ons tree nie op soos die ander mense nie. Ons tree nie op soos die Christene nie. Matteus 6 vers 33 sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wie se koninkryk moet jy soek? Myne. God se en sy heerlikheid. Ag, geregtigheid. En dis hoekom hulle met jou in die kruis hou. Wat hulle jou kan verstaan nie, hoekom nie verstaan ook, want ek soek nie die koninkryk wat hy's nou weg nie. Dis nie soos waar ek my sleutels vanoggend neergesit nie. Ek het net sien my sleutels is nie. Dis nie daai soek nie. Dis 'n soek, ek is besig om te wil sien dat die koninkryk van God kom waar ook al ek myself mag vind. Dat sy geregtigheid daar mag seëvier. Dis wat daai woordjie soek beteken. Hy sê en dan gaan alles vir jou bygevoeg word. So ek is nie een wat my eie soek nie. As koninkryksburger soek ek nie 'n posisie en 'n naam nie. Ons soek nie dinge van die wêreld nie. Dit gaan vir jou gegee word. Wees net besig met die koninkryk van God en sy geregtigheid. Daarom sal ons huwelike anders te lyk. Ons verhoudings, die manier hoe ons met finansies werk, hoe ons kinders grootmaak as ouers, dit lyk anders te. Want ons soek die koninkryk selfs op daai areas. In Matteus 5 vers 43 sien ons, en sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat, maar ek sê, jou koning sê vanoggend vir jou, moet jy optree as burger, julle moet julle vyand lief hê, seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg. Hoe dink julle gaan die wêreld begin lyk as ons hierdie goeders begin doen? Wanneer alles by die werk, wat gebeur? Steek mekaar in die rug. Wat doen ons? Ons ou wat in my rug gespreek, hy stap na hom toe en hy gaan bewys om liefde. Hy gooi hom onderstaan. Hy weet nie wat om daarmee te maak nie. Want hy geveg, hy wil jou uitlok om met hom te veg. Ek is nie vir myself nie. Ek is nie om 'n naam te kry om vir jou te wys ek is special nie. Nee, ek is besig met die doel van God vir hierdie plek, die koninkryk, sy heerskappy, om hier gevestig te word waar ek myself vind. En die rede hoekom ons dit kan doen, want ons leef van 'n ander perspektief. In Efesiërs 2 vers 5 tot 16 sê, ook toe ons dood was deur die misdade lewend gemaak saam met Christus uit genade is julle gered en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Jy sit vanoggend aan die regterhand van God. Jy sit in hemelse plekke. Hoeveel van julle het al in een van die groot stadions gesit? Daar bo. Iemand? Klein bietjie anders te daar van bo af nie. Selfs die game lyk sommer anderster. Ek kan so nie sien, daar is 'n gap daar waar 'n ou kan slaap, maar ek kry hom nou nie, maar ek kan hom sien. Ek kan sien waarheen gaan hierdie spel. Dis waar jy leef. Dis jou perspektief, jou uitkyk is anderster as die mense daar buitekant. As dinge gebeur, kan ek sien as die vyand wat iets wil kom doen. En ek begin optree van 'n ander perspektief af, van 'n ander manier van optree. Ek tree op uit 'n koninkryksperspektief. En ek bring lewe waar ek gaan.
dan begin jy die produk van die koninkryk beleef. Sy geregtigheid, sy vrede en sy blydskap. Dit is jou deelagtig. En hy sê nie om happy te wees nie. Blydskap is iets anderster. It stays. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, ek het blydskap in my hart, en ek weet wie die koning is. Maak nie saak hoe die omstandighede rondom my lyk nie. Maak nie saak wat se aanslag die mense teen my bring nie. Ek weet waar ek is. En ek weet wat om te doen in die omstandighede, want ek weet wie sit agter die situasie. En ek spreek die situasie aan van 'n nuwe perspektief af waar ek nie net my eie ding probeer doen nie, maar ek bring die autoriteit en gesag van die koning saam met my in daai situasie. It's not mine, it's his. Wat interessant is, dat ons nou hierdie lewe moet gaan uitbrei. Dis God se droom. God wil hierdie gemeenskap sien uitgebrei, dat Randfontein, hierdie hele gemeenskap, die gemeenskap van die koninkryk mag word. Dat dit sy volk en mense in Randfontein mag wees. Ons sien die buitebybelse betekenis van die woord apostolos is interessant. Met die Romeinse ryk wat uitgebrei het, wat hulle 38 volke en nasies geïmpakteer het Caesar gegaan en 'n admiraal aangestel met 'n vloot. En dan het hulle gegaan na 'n area toe in die Romeinse ryk se manier van leef en optree en goeders daar gaan vestig in daai area. En die eerste ding wat hulle gedoen het is om daai mense in daai area te gaan onderwys en onderrig gee en hulle die taal geleer van die Romeinse ryk. En daai admiraal was apostolos genoem. 'n Gestuurde. En so as gestuurde wat jy nou is vanoggend, 'n gesant, 'n ambassadeur van die koninkryk van God, stap jy vanoggend hier uit om die koninkryk van God te teenwoordig in jou area, maar dit ook te laat kom waar jy is. Want ons is die instrument hoe die koninkryk uitgebrei gaan word. Die koninkryk gaan op geen ander manier kom as behalwe deur die kerk van Jesus Christus nie. So as die koninkryk nog nie in jou area is nie, guess what? God wag op jou. Dis tyd om op te staan as burger van die koninkryk, die autoriteit en gesag wat die hoogste is, in te bring in elke situasie waar jy is, in die omstandighede, by die skool, by die werk, in die dorp waar jy is. Dis wat ons gaan doen. Dis waarmee ons gaan besig wees. Maar die groot ding vir my wat my opgewonde maak is dat ons nie meer kragteloos is nie. As jy besig is met godsdiens, is jy buite die bereik en kan jy nie aanspraak maak op die koning se gesag en autoriteit nie, want jy's nie 'n burger nie. Dis slegs wanneer jy burger is, wat jy die gesag en koninkryks manier van doen, sy gesag en autoriteit kan op aanspraak maak. En kan dit dalk wees, hoekom ons as kerk kragteloos begin word het, dat wanneer ons hande op siekes lê, hulle nie gesond word nie. Want Jesus Christus het gesond gemaak, hy duiwels uitgedryf, omdat hy sy verhouding met die koninkryk reg gehad het. En dis tyd dat ons koninkryk verhouding reg het, dat ons burger is van die koning en sy koninkryk. En nou kan ek aanspraak maak, nou kan ek hande gaan oplê op die siekes en hulle gesond maak, duiwels uitdryf. Hoekom? Want ek stap nie in met my eie naam, my eie gesag nie. Ek stap in met die koning van alle konings, sy gesag en autoriteit, en enige siekte of omstandighede moet buig, because the kingdom is here. In Lukas 9, vers 1-2 sê hy, en hy het sy 12 disippels saamgeroep, en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees, en hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig, en die siekes gesond te maak.
En jy kan 'n studie gaan maak en elke stuk wat hy hierdie ding doen, waar hy uitstuur sê hulle gaan verkondig die koninkryk en dan maak jy die siekes gesond. Toe Jesus gekom het, het hy gesê bekeer julle want die koninkryk van God is hier. Die goeie nuus van die koninkryk aanverkondig en toe maak jy die siekes gesond. Hoekom? Hy het die verkondiging kon doen, die aankondiging gemaak van 'n nuwe gesag en 'n heerskappy wat gearriveer het. En as ons nie dit gaan doen, dat ons eers van daai perspektief af gaan omgaan, dat ons eers deur ons lewe, dit hoe ons praat, verkondig dat die koninkryk van God nou hier is nie, gaan ons nie die siekes gesond maak nie, gaan ons nie 'n draai bring in omstandighede nie, gaan ons nie die mense wees wat 'n verandering bring in Randfontein nie. Ons moet ons verhouding regkry met die koninkryk van God en optree as burgers en nie as vreemdelinge van die koninkryk nie. En nou vind ons osself terug by ons skrifgie in Filippense 2. Hy sê daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid. Selfs wanneer jy nie hier is, maar buite, dan is jy meer daar as hier. Dis 'n werk julle eie heil uit. Hy sê eintlik, en ek dink is in die Amplified, sê, bring it to completion. Laat dit uitkom, dat die mense daar buite kan sien, jy is gered, jy is 'n koninkrykskind. Laat dit sigbaar word. Hy sê met vrees en bewing. Dis nie vrees en bewing waar ek bang is nie, maar vrees en bewing omdat ek my koning en my Here eer. Omdat hy my vrygemaak het. Ek het gesag vir hom. Ek eer hom. Want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Doen alles sonder murmurering en teespraak. Ons murmureer nie as koninkryksmense oor ons omstandighede. Ons bring 'n verandering. Ons praat nie teen nie, ons raak nie betrokke in argumente nie. Hier's die ding. As jy gaan buite met 'n argument betrokke raak, jy only can deal with two people. Dooies en godsdienstiges. Hoe redeneer jy met 'n dooie ou oor die koninkryk van God? So ons raak nie betrokke in argumente nie. Hy sê, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, ligte van die koninkryk, want die wêreld aan buitekant weet nie dat die koninkryk gekom het nie. Hulle probeer op hulle eie manier vir hulself sorg, vir hulle eie beskerming sorg, net hulle eie plekkie in die son probeer kry. So hulle leef in duisternis en hulle die lig van die koninkryk van God nodig en hulle gaan dit nie hê as ons dit nie vir hulle gaan bring nie. Sien, ons is nie besig om mense te kry om by ons godsdienst aan te sluit nie, maar om mense in die koninkryk in te bring deur wedergebore te word as burgers, burgers wat leef volgens die heerskappy van hulle koning. Wanneer sy heerskappy in ons lewe kom en ons dan sy woord begin toepas, dan gaan die mense daar buite sien die alternatiewe gemeenskap, die kultuur van die koninkryk. Dan sal hy die koninkryk en sy burgers sien en beleef. Mense wat die koninkryk in hulle kultuur, hulle taal en spraak, karakter en autoriteit uitbeeld. Jy praat anderster, man. Jy tree anderster op. En ons kan Randfontein infiltreer in die koninkryk van God en hierdie plek verander waar God regeer. So dankie Jesus, laat die koninkryk kom in ons en deur ons. Mag ons hierdie alternatiewe gemeenskap, koninkryksgemeenskap wees, te midde van 'n krom en verdraaide generasie. Dat ons 'n verandering kan bring waar ons is, en met wie ons in aanraking kom.
Amen. Prys die Here. Ek wil net vra, as daar iemand is, jy het vanoggend geluister, en jy mag dalk sê, maar ek is nog nie 'n koninkryksburger nie. Ek is nog nie wedergebore nie. Ek het nog nie hierdie lewe van God, van die koninkryk ontvang nie. Ek het nog nie Jesus ervaar as my verlosser en koning nie. As dat so iemand is, ek wil jou geleentheid gee vanoggend, wil jy nie jou hand opsteek nie. Ons wil saam met jou bid, ons wil jy verkleineer nie, ons wil jou deel maak van die koninkryk van God. Is dat so iemand? Amen. Almal burgers van die koninkryk van God. Halleluja! So ek wil jou gou mooi vir 'n sekond, as jy dit by gaan gaan. Wil jy nie jou paspoort vat? Ek het dit nou nie gedoen nie. Skryf net jou naam, het jy julle name geskryf? Vandag se datum, of as jy dalk weet wanneer jy wedergebore is, kan jy daai datum gaan inskryf. En het jy hom geteken? Almal geteken? Maar jy het nie jou paspoort gevat en vir my opstaan nie, en hom ophou nie. Het almal paspoorte gekry? Het ek net so almal gekry? Is daar mense wat oorgeslaan is? Ok, so as julle nie gekry het, asseblief laat weet vir ons Nicolien. Ok, so gaan sê net vir Nicolien jy het gekry en dan kan ons maak en vir julle gee. Ek wil hierdie moet jy in jou Bybel gaan sit. Gaan plak hom teen jou spieël waar jy skeer in jou tandeborsel. Doen iets sodat jy kan elke dag herinner word, wie is jy? Maar ek wil jy met hom nou opbouw, as jy nie het nie, hou sommer jou regterhand op, dan sê jy, ek is 'n burger van die koninkryk van God. En my lewe is totaal oorgegee aan my koning. En ek is 'n vreemdeling in die wêreld. Maar reg om sy lig te gaan bring, sy heerskappy te bring, waar ook al ek is. Julle is almal ingelyf as koninkryk burgers. Julle mag julle self aan gee.